Kom vanaand hierso. Net die klank gou 'n bietjie regstel. Kan almal hoor? Mooi. Vriende, sommer net van ons kant af baie welkom aan elkeen vanaand wat dit getrotseer het om hier te kom sit. Anders as daar by die see of 'n braaivleisvuurtjie, maar ek neem aan daar is 'n paar braaivleisvure in die kom hier na die diens. En julle moet dit ook geniet so. Vanmiddag wil ons graag die jaar afsluit met 'n oujaarsdiens. En daarvoor is dit regtig waar dankbaar om te sien dat daar nog soveel mense is wat hierdie gebaar beoefen. En daarvoor sê ek van my kant af baie dankie dat ons daarom nog individue is wat getuienis lewer vir die mense daar buitekant, vir ons gesinne en vir ons gemeentes. Ons gaan vanaand 'n ietwat ligter diens hê met 'n bietjie meer lofsang aan die begin en daarna gaan ons oor na die kern van die boodskap toe en dan gaan ons rustig uitstap en aangaan met ons aand se verrigtinge. So vandag se tema wat ons op die tafel het is 'n interessante bewoording wat ek daar bymekaar gesit het en ek hoop nou nie ek kry moeilikheid oor by die puriste Afrikaners hierso nie, maar dis dankbaar terug en gelooffol vorentoe. Nou, ons sal 'n bietjie later in diepte in hierdie woord gelooffol ingrawe so 'n bietjie. Maar is maar net om te sê ek is vol geloof vir die pad vorentoe. Vriende, dis werklik 'n voorreg en terwyl ons so sit, wil ek sommer net met ons links en regs draai en mekaar groet in die gees van die laaste paar ure van die ou jaar wat oor is en dan ook so met die verwagting van die nuwe jaar wat voorlê. En welkom aan elke nuwe en besoekende lidmaat wat kuier vanaand by ons. Dis werklik 'n voorreg om jou hier te hê. En dan ook aan die wat inskakel op die uitsendings wil ons ook sê welkom daar waar jy is, daar waar jy ver is. Vir die wat dit nou al die 1 Januarie is, mag dit 'n geseënde nuwe lewensjaar en jaar wees vir julle wat voorlê. Baie welkom. Vriende, dis 'n voorreg as ons vandag kyk met hierdie tema van terug en vorentoe, dat ons kan weet ons kan opwaarts ons oë slaan na die Here vir ons krag. En dis daai teksgedeelte wat ons almal so ken van waar kom my hulp vandaan? En dan word daar geantwoord dat my hulp kom van die Here wat hemel en aarde geskep het. Al wat ek moet doen is my oë opslaan na die berge. Vriende, dis met hierdie verwagting en hierdie wonderlike nuus wat julle vanaand gegroet word in naam van die Vader, die Seun en die Heilige Gees. Nou vanaand, vriende, gaan ons sommer net so 3 lekker lofsangliedere voorsing. Ek gaan hulle maar elke keer aankondig. Ons kan lekker staan, lekker saam sing en net hierdie jaar wat so lank was. En ja, vir die wat voel die jaar was ekstra lank. Hy was ekstra lank. Jy het nie vir jou verbeel nie, daar was 'n dag ekstra gewees. So, maar volgende jaar beloof ek is hy korter. Ek het klaar gevra, hulle sal hom 'n jaar korter maak, 'n dag korter maak volgende jaar. Kom ons sing lekker saam in prys en loof die Here vir dit wat hy vir ons gedoen het hierdie jaar. Net in dankbaarheid, maar ook in afwagting vir dit wat hy nog gaan doen. Kom ons begin met lied 205, bring lof aan die Vader, verheerlik die Seun. Kom ons staan.
Ons volgende lied is lied 184. Ons sing daarvan al die verse, lofsing die Here, die ewige sing tot sy ere. Lofsing die koning, die skepper, die Vader, die Here. Volgende, en dan gaan ons afsluit met hierdie lied 200, U goedheid Heer kan ons nie pyl nie. Dankie. Jan, kan ek vra of jy vir ons dalk hierdie agterste deur net wil oopmaak, sodat kyk ons betrek kan kry so 'n bietjie warm.
Vriende, ons teksgedeelte vandag is in Psalm 103, vers 1 tot 5. So vir die van julle wat so lank wil oopmaak die Bybels, kan so lank soek daarso, Psalm 103, vers 1 tot 5. En dan met die woord so oop voor ons, wil ek vra dat ons net so 'n bietjie stil word. Dan wil ek eers net so 'n oomblik of 2 gee vir stil gebed, wat ons net werklik kom stil word voor die Here en net so 'n bietjie terugdink aan alle goeie en slegte ervarings en situasies en dinge wat ons deur die jaar gegaan het. Dan pen jy daai gedagte vas en jy kom lê dit by die Here neer. Kom ons sluit die oë en ons word net so stil voor die Here. Almagtige God en Hemelse Vader, Here, baie dankie dat ons U naam kan groot maak, kan loof en prys met alles wat ons het. Ons hart, siel en verstand. Dankie dat ons die voorreg het om U naam vanaand te kan groot maak. Here, ons is deur 'n hele jaar van op en af. En dis vanaand wat ons op die drempel van die nuwe jaar staan, wat ons terug kan kyk en kan sien hoe U voorsien het. Waar ons moet bewus word en besef, waar ons ook moet introspeksie doen en binne onsself ontdekking moet doen. Here, en is dan wanneer ons kan vooruit kyk na die nuwe jaar. Ek wil vra dat die elkeen wat na hierdie boodskap luister, sy harte reeds voorberei het vir die boodskap wat kom. Here, bewaar elkeen so vanaand, daar waar hulle is, waar hulle na U woord luister. Here, ons bid in besonder ook so vir Dominee Frikkie en sy gesin. En ons sê dankie vir sy getuienis wat hier uitkom. Here, vou hulle toe in die liefde en bewaar hulle. Here, so is daar talle ander gesinne in ons gemeente. U ken elkeen op die naam. U ken elkeen se behoefte en elkeen se omstandighede. En ons kom lê hulle vanaand voor U neer. Maar Here, ons wil ook kom dankie sê vir elke getuienis wat vanaand hier in hierdie kerk sit, vir U voorsiening, genesing en U grootheid van die naam. Wees met ons vanaand deur hierdie boodskap. Seën ons, maak ons ontvanklik vir U woord. Ons vra vir die man U naam se wil alleen. Amen. Nou vriende, vanaand se tema, dankbaarheid terug, gelooffol vorentoe. Nou ek kon gesê hoopvol vorentoe, maar dit klink nou nie so goed nie. Ons is daarom Christene, ons moet gelooffol vorentoe wees. En die teks wat ons hierdie gaan by aanhaak vanaand, is hierdie teks wat ons kry in Psalm 103, vers 1 tot 5. Nou, in konteks van waar ons vanaand sit, is dat ons staan op die drempel van 'n nuwe jaar wat aanbreek. 2025 staar ons in die gesig en dis 'n onvermydelike wat vir ons wag. Oujaarsaand is vir baie 'n gemengde dag, 'n gemengde aand, 'n gemengde tyd, want dit is 'n tyd waar refleksie sowel as afwagting gelyk saamspeel. Ons dink terug aan 'n jaar wat verby is, die verlies en die hartseer, maar ook aan die vreugde en die oorwinning.
die eindelose uitdagings en die ontelbare seëninge wat ons deur hierdie jaar in die gesig gestaar het. Maar dit is ook 'n tyd van hoop. Ons betree hierdie nuwe jaar gevul met onsekerhede, verseker. Maar ons moet met geloof in God se leiding en voorsiening die pad vorentoe aandurf. Daarom dankbaarheid terug, geloofvol vorentoe. Hierdie tema is geanker in hierdie teksgedeelte wat Dawid neergepen het in Psalm 103. Wat ons opnuut aanmoedig om God se grootheid, sy goedheid en sy getrouheid te onthou. En terselfdertyd dit met beide arms aan te gryp en dit deel te maak van ons elke dag tot dag. Ek lees vir ons voor uit die 2020 vertaling. Jy is meer as welkom met enige van die ander vertalings te volg. Psalm 103 vers 1 tot 5. 'n Psalm van Dawid. Loof die Here, o my siel, ja alles wat in my is, sy heilige naam. Loof die Here, o my siel, en moenie enige van sy weldade vergeet nie. Hy wat al jou sondeskuld vergewe, wat al jou siektes genees, wat jou lewe vrykoop van die graf, jou kroon met troue liefde en ontferming, wat jou begeerte met die goeie versadig, soos 'n arend word jou jeug dan weer nuut. Ons lees tot sover. Nou 'n klein bietjie agtergrond van die teksgedeelte waarmee ons vanaand hier gekonfronteer word, is dat Psalm 103 is wat ons noem 'n lofpsalm, geskryf deur Dawid, die geliefde koning van Israel, 'n man so na God se eie hart. Hy was 'n man van diep geloof en toewyding aan God. Maar ook iemand wat groot persoonlike mislukkings en uitdagings beleef het in sy eie lewenstyd. Van sy sondige optrede met Batseba, die verkrachting van sy dogter en die rebellie van sy seun Absalom, is hierdie man gekonfronteer met 'n vol lewe, vol vreugde, maar ook teleurstellings. Hierdie Psalm weerspieël egter 'n tyd van volwassenheid in sy geloof, waar hy terugkyk na sy lewe, tot op daai spesifieke oomblik, en God se getrouheid in alle omstandighede raak sien, en dit besing. Dawid fokus dus nie op sy eie verdienste nie, maar eerder op God se karakter. 'n karakter van genadig en barmhartigheid. Een waar God vergewe en een waar hy genees. 'n karakter waar hy bewus sy liefde en trou aan die bekend maak wat hom dien. Hierdie loflied, as 'n ware, is nie net 'n uitdrukking van dankbaarheid nie, maar ook 'n oproep aan Dawid se eie siel om nie te veel te vergeet soseer wie God is nie, ondanks sy swaar kry en sy stryd. Vir ons vandag is hierdie Psalm nog net so kragtig en nog net so relevant, ongeag die omstandighede waarin ek myself bevind. Hierdie teks roep ons om opnuut die lewe deur God se oë te besigtig, om 'n Christelike bril op te sit en 'n nuwe perspektief, 'n nuwe hoop en 'n baie diep besef van God se liefde te ervaar en te beleef. Of jy nou op 'n hoogtepunt in jou lewe is en of jy in 'n laagtepunt in jou lewe is. Hierdie Psalm bied dus hierdie vaste anker, hierdie aanhegtingsplek vir ons, om God se onwrikbare karakter te ervaar en te beleef.
En daarom gaan ek 3 gedagtes op die tafel sit vanaand. En al 3 skakel in om op die einde van die dag een groter gedagte, een groter prentjie op die tafel te kry. En die eerste een wat ek dan gaan kyk, is die konsep van terugkyk. Terugkyk met dankbaarheid vir God se seëninge in ons lewens. Nou die gedeelte begin met hierdie oproep tot 'n lofprysing. Dawid begin met selfherinnering. Hy herinner homself om die Here te loof, nie net met woord en daad nie, maar met sy hele siel God te loof en te prys. Hierdie is 'n bewustelike besluit om die Here te dien. Al is daar 'n uitdaging op daai huidige oomblik van jou lewe. Dawid begin met hierdie intense en baie persoonlike, maar opregte oproep. 'n Oproep om sy siel aan te spoor as te ware, om die Here werklik te loof en te prys en te bedank vir dit waar hy deurgaan in sy lewe. Daarom sê Dawid op 'n punt, vergeet nie een van sy weldade nie. Niks. Dit impliseer dat ons doelbewus moet nadink oor God se goedheid in ons lewens. Ons moet onsself herinner aan God se weldade, sy voorsieninge, vergifnis, genesing, beskerming en oorvloedige goedheid. Nou, hoe pas ons dit prakties toe in ons lewe? Daar waar ons sit, daar waar jy jouself vind op die oomblik. Dink aan die volgende vraag. Wat is die grootste gebeurtenis waarvoor jy in 2024 dankbaar is? Dink vir 'n oomblik. Wat se gebeurtenis of gebeurtenisse het in hierdie jaar gebeur waarvoor jy werklik dankbaar is? Kyk terug oor die laaste 366 dae. Identifiseer jy spesifieke oomblikke, momente, waar jy God se seëning en sy sorg werklik kan raak sien en ervaar. Dit is maklik om nou terug te kyk. Maar terwyl jy in daai situasie was dit nie altyd so maklik nie. Dit het nie altyd so rooskleurig gelyk nie. Kyk na God se watter gebede hy beantwoord het. Wat se struikelblokke jy oorkom het. Ons loof die Here nie omdat hy goed gedoen het vir ons nie, maar omdat hy goed is. Hou vas in daai gedagtes. Skryf hulle denkbeeldig hier neer. En dan plaas jy hulle by die voete van die Here uit dankbaarheid. Dit bring ons na die tweede punt wat ons nou moet kyk. En dis om dieper te kyk. God se getrouheid in daai moeilike situasies. Hierdie psalmdigter beklemtoon vir ons hoe God ons lewens met die goeie versadig. Selfs wanneer ons swak, moeg of in moeilike omstandighede onsself bevind. Ons word net opnuut herinner dat God ons brose lewens verlos van die verderf en ons op die einde van die dag kroon met die goedertierendheid van God. Hy verwys na hoe hierdie lewensjaar dalk nie vir almal maklik was nie. Ek kan self getuig, dit was 'n moeilike jaar, daar was uitdagings geweest. Maar ons moet besef dat elkeen van ons se uitdaging, elkeen van ons se probleem is uniek in daai situasie. Daar is nooit 'n probleem wat te groot is, wat ons nie sonder die Here kan aanpak nie. Maar ons moet waak dat ons
op die situasie kom waar ek voel my probleem is tog groter as jou probleem. En ons moet besef dat in daai situasie ons elkeen op 'n punt is waar die Here vir jou toets. Hy is besig om met jou te werk. En dit is op daai oomblik die grootste probleem of uitdaging wat jy kan hanteer. Ons jaar is gevul met verskillende uitdagings, gesondheidskwessies, verlies, emosionele uitdagings, finansiële uitdagings, sosiale uitdagings, die lys gaan aan. Miskien is hierdie uitdagings, gedagtes 'n realiteit. Miskien is dit vir jou net 'n gedagtetans, omdat jy nie met dit sukkel nie. Maar daardie oomblikke van twyfel en vrees oor die toekoms, moet ons waaksaam wees teen. Tog bly God se barmhartigheid en liefde op die einde van die dag oor ons, om ons en met ons. Ons kan met sekerheid sê dat hy wat God is, hy dra my deur alles. Onthou net een ding, op die einde van die dag, dat God is altyd teenwoordig, selfs in daai donker dieptes, in daai oordowende stiltes, daar is God. En hy is daar om ons te dra wanneer ons nie meer self kan stap nie, wanneer ons nie self meer krag het om aan te gaan nie. So wanneer jy in daai situasie kom, en jy stil, en jy dink aan hierdie gedagtes en hierdie idees, dink by jouself, watter moeilikheid het jy in 2024 beleef, en hoe het God jou daardeur gedra? Ons moet besef, dat op die einde van die dag, is my situasie waar ek deur gaan, is 'n getuienis vir die volgende persoon. En daarom wil ek jou uitdaag, om met vrymoedigheid, hierdie uitdagings en hierdie tye van swaar, hierdie nood, selfs die positief, alles te deel met die mense om ons, sodat ons ander kan bemoedig, in tye van swaar, maar dat ons kan energie kry daarby. Psalm 23 skryf Dawid weer in vers 4, selfs al gaan ek deur donker dieptes, ek sal nie bang wees nie, want U is by my. Selfs in die moeilike tye, kroon hy wat God is, ons met sy goedheid. Wanneer ons dus vir 'n oomblik stil staan, en dieper kyk na onsself, besef ons dat ons as te ware uit die as van die stryd opgetel word, om weer te kan voortgaan. En as ons nou teruggekyk het, en ons het na onsself bietjie introspeksie tyd spandeer en onsself ondersoek, is die volgende stap om vorentoe te kyk. En hier waar ons vanaand staan, op die oujaarsaand, 'n paar ure van die nuwe jaar af, is ons by hierdie punt, waar ons vorentoe kan kyk. Vorentoe vol vertroue in God vir die nuwe jaar. Ons kan nie met vertroue in God hier staan, as ons nie vertroue in God het nie. As ons nie in onsself gelos het, die ou ek, en die goed waaraan ek vasgeklou het nie, maar gegryp het na God as die ware anker, die hoeksteen van my lewe, sodat ek in geloof vorentoe kan gaan. Psalm 103 vers 5 eindig met hierdie belofte, 'n belofte dat God ons sal versadig met die goeie dinge, en ons jeug weer nuut maak, soos die van 'n arend. Nou die arend as 'n simbool en krag van herlewing word wyd gebruik in allerlei verhale, maar oral in die Bybel ook. Die arend is bekend vir sy sterkte, vir sy majesteit, vir sy vermoë om hoër as enige ander voël te kan vlieg. In die Bybelse konteks word die arend dikwels gebruik om God se krag en beskerming te simboliseer. Dawid gebruik
hierdie beeld om te sê dat God ons vernuwe en ons versterk, selfs wanneer ons swak of moeg is. Net soos die arend wat bo die storms uitstyg, gee God aan sy kinders die vermoë om bo enige omstandigheid in ons lewens uit te styg. Ons hoef nie met onsekerheid na 2025 te kyk nie, want dieselfde God wat by ons nou is, wat by ons was deur die jaar, kan ek jou verseker, sal môre nog steeds by jou wees. So wat ook al jou grootste gebed of droom vir die nuwe jaar is, en dis mos nou die tyd waar ons mos nou hierdie lysies maak, en dan nou besluit, maar ek wil nou bietjie minder vleis braai, of bietjie meer vleis braai, of bietjie meer saam met die familie tyd spandeer, bietjie begin gym, nou rond is ook 'n figuur, so net so terloops. En dan het ons hierdie einde van die jaar waar ons by teleurstellings kom, en dan het ons nou omtrent niks op hy lysie gedoen nie, ons het hom al so doodgetrek, en onder bygeskryf, en doodgetrek, en agter begin byskryf, en later het ons die lysie al verloor ook op die einde van die dag. Maar God bly dieselfde in al hierdie goed. Hy is altyd daar, ongeag wat jy op jou lysie aanpak. En ek wil jou uitdaag om daai gedagte, daai droom wat jy het vir die jaar, realisties natuurlik, maar vat dit en gaan lê dit by die Here. Maak jou behoeftes bekend voor die Here. En vriende, jou verstand sal verbo wees. Jy sal regtig waar verstom staan as jy terugkyk in die jaar en sien hoe God werklik voorsien het. Meeste van die goed wat deur die jaar gebeur, kon ons nooit in die begin op die eerste dag op daai lysie skryf eers nie. En dis dan wanneer jy werklik sien hoe God in ons lewens, hoe hy werk en hoe hy voorsien. En daarom wil ek jou uitdaag, skryf hierdie goed neer, sit dit op 'n lysie in jou Bybel, sit dit ergens teen die yskas vas, elke keer as jy 'n glas water gaan drink, as jy die yskas oopmaak, staar daaraan vas, bid hierdie goeters, gedurig, herhaaldelik, oor en oor. Wanneer ons hierdie nuwe jaar inkyk, kan ons vasklou aan die woorde van Romeine 8 vers 38 wat sê niks in die skepping sal ons ooit van die liefde van God kan skei nie. En daarom wil ek die volgende gedeelte vir ons afsluit. Hierdie Psalm, en ek wil jou uitdaag om by die huis weer rustig daardeur te gaan, weer deur nie net die eerste 5 verse, maar die res van Psalm 103, en dit regtig in konteks gaan sit en deur dit werk. Vir die Here vra, wat wil U vir my wys uit hierdie teks? Maar gaan lees dit deur, en besef ons, dat dis met dankbaarheid wat ons kan terugkyk. Loof die Here vir sy seëninge en genade in jou lewe. Kyk terug en wees eerder dankbaar vir alles wat God in jou lewe gedoen het. Kyk dieper in myself. Erken dat God ons deur die moeilike tye gedra het. Kyk in jou hart en sien werklik hoe ons deur hierdie tye gedra was en gaan getuig dit. Deel dit met ander. En dan om gelooffol vorentoe te kyk. Plaas werklik jou hoop en jou vertroue in die Here vir die jaar wat voorlê. Kyk vorentoe met die hoop en die vertroue, nie hieroor of daaroor nie, want God bly getrou. En ek wil julle uitdaag, en hierso is 'n uitdaging wat jy maar op 'n lysie kan gaan skrywe, dink ek, en sommer maar net eers neersit, wat jy dit elke dag kan herinner word. Wanneer ons vandag huis toe gaan, wanneer jy gaan stil word, of dit nou daar by die huis is, of jy eers 'n tydjie kry by jou vriende, al is dit vanaand daar voor jy in die slaap raak. Vra jouself die volgende 3 vrae af. Hoe kan ek elke dag my lewe met dankbaarheid vir God hoe kan ek elke dag lewe met dankbaarheid vir wat God in my lewe doen? Tweede vraag. Wat in my hart moet ek los om vorentoe te beweeg? Voluit in vertroue, sodat ek werklik op God kan vertrou.
en nie op myself of op mense nie. En hoe kan ek volgende jaar doelbewus God se beloftes uitleef en sy lig aan ander oordra? In ander woorde, hoe kan ek getuig van God se goedheid en genade in my lewe? Daarom onthou, as jy soos die arend, al het jy swaarte beleef, het God jou vernuwe. Hy gee jou nuwe krag om in geloof te vlieg en werklike nuwe hoogtes te bereik, om op te reis bo die storm. En daarom wil ek julle uitdaag om werklik te gaan met hierdie nuwe jaar wat voorlê. Gaan in sekerheid dat God jou nooit sal los nie. Die God wat vandag, gister en môre dieselfde is, sal altyd daar wees. Onthou, dis slegs as ons kan terugkyk en werklik dankbaar kan wees vir wat God in my lewe gedoen het, kan binne in myself stil word en sien hoe ek aan God moet vertrou. Is dit wanneer ek vorentoe kan fokus, sodat ek gefokus kan vorentoe beweeg. Dat ek werklik daai tree van geloof kan maak, om sonder vrees daai drempel tot by 2025 te oorkom. Want slegs dan kan ons gefokus beweeg met die oë opwaarts gerig na God. Amen. Vriende, ek wil graag die geleentheid gee vir enige een wat die vrymoedigheid het om 'n getuienis te lewer vanaand. Iemand wat voel dis op sy hart of haar hart om te deel wat die Here hierdie jaar met jou gedoen het. Om ons te bemoedig, om ook so te weet dat God altyd daar is. So as enige iemand kan sien, is meer as welkom. Ons gaan so 'n oomblik of 2 oopmaak daarvoor. Ek kan sommer so van my eie kant af, terwyl ons so sit en jy nog 'n bietjie dink of die Here vir jou sê jy moet deel. Ons moet uit my eie lewe uitdeel, en dan hierdie jaar wat verby was 'n lang jaar. Ons moes nog gesien, is 'n dag langer gewees, so dis 'n lang jaar gewees. En in my eie lewe was dit 'n vol jaar. En dis slegs nou wanneer ek terugkyk na die jaar, wat ek kan sien hoe die Here voorsien het. Ek het hierdie jaar 'n redelike taai studiejaar gehad, waar ek 2 grade gelyklaag gemaak het. Sowel as jou normale dag tot dag werk, dan is daar nog jou verpligtinge in die gemeente en by die kerk, maar ook so jou familie, jou gesin, sosiale lewe, en so gaan die lys aan. En vir my is dit werklik 'n dankbaarheid om vir die Here te kan sê, dankie vir die krag, want soveel keer word daar gevra, waar kom die krag vandaan? Hoe kry ek dit gedoen? Dan kan ek net getuig en sê, maar dis die Here alleen wat op daai oomblik vir my die krag gegee het. So vriende, as jy vanaand hier sit, is van julle wat ek ken, wat werklik deur diep getoetste tye gegaan het die jaar. Ons kan die Here net loof en prys daarvoor. As dan enige iemand is wat nog iets wil sê, voel meer as welkom. Andersins gaan ons oorgaan na 'n lied wat werklik waar hierdie jaar saamvat. Hoe ons oorwin het en hoe ons nou vooruit kan beweeg. Vol geloof, vol moed en vol hoop vir die jaar wat kom. Ek wil jou werklik aanmoedig, as jy hierdie lied sing, dit is werklik 'n getuienis, 'n verklaring. Ons het die jaar oorwin, maar die oorwinning is die Here se. Kom ons staan, dan sing ons heerlik saam hierdie loflied, oorwinningslied. Ek glo en vertrou almal ken lied.
sien in my gees die glorie en die almag van U. Hy het beloof aan die einde op die wolke kom hy weer. Hy is koning, hy regeer. Loof hom, prys hom, halleluja. Loof hom, prys hom, halleluja. Loof hom, prys hom, halleluja. Hy is koning, hy regeer. Here is ons vesting wat vir altyd sal bly staan. Hy beskerm elke mens wat in geloof na hom toe gaan. Hy is ons skuiling, hy is wapen wat die vyand reeds verslaan. Hy is die rots wat ewig staan. Loof hom, prys hom, halleluja. Loof hom, prys hom, halleluja. Loof hom, prys hom, halleluja. Dis die rots wat ewig staan. Heel nou in ons loflied, hef jou hande op na bo, blaas besuine, slaan op dromme en kom dans voor God se hoor. Kom leef in die oorwinning, want sy woord waarin ons glo, want sy woord ewig staan. Loof hom, prys hom, halleluja. Loof hom, prys hom, halleluja. Loof hom, prys hom, halleluja. Sy woord sal ewig staan. Sy woord sal ewig staan. Sy woord sal ewig staan. Vriende, as ons vanaand hier uitgaan, wens ek elkeen 'n voorspoedige 2025 voor. Mag die laaste paar ure daar waar julle saam met vriende en familie is, mag dit geseënd wees. Geniet dit en wees 'n getuienis daar waar jy jouself ook al bevind. Mag julle hierdie nuwe jaar met geloof en hoop ingaan. Wetende dat God getrou bly, ongeag die omstandighede waarin jy jouself bevind. Mag julle vervul wees met die vrede van die Here Jesus Christus, wat alle verstand te bowe gaan. Mag die Here jou seën en jou beskerm, mag die Here sy aangesig oor jou laat skyn en jou genadig wees. Mag die Here sy aangesig na jou toe oplig en aan jou vrede gee. Die genade van God, ons Vader, van die Here Jesus Christus, sy Seun, en van die Heilige Gees, mag dit werklik by jou wees en jou vooruit gaan. Geseënd is julle almal.